Beste vriende, baie welkom by die Kerk in Afrikaans hier in Ierland. Ons is ook bekend as die Irish Reformed Church, maar baie dankie dat jy by ons inskakel en saam met ons 'n bietjie tyd spandeer om na die woord van die Here te luister, en ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor Esegiel 37. Maar voordat ons daaroor gesels, net eers 'n bietjie goeie nuus. Ons het 'n jong dogter in ons gemeente wat baie siek was, sy het hartstilstand gehad. Sy was baie lank in die intensiewe eenheid en sy is besig om baie goed te herstel. Sy word môre oorgeplaas na 'n gewone saal in die Krumlin Hospitaal. Sy is nie meer in die intensiewe eenheid nie. Sy het al reeds bietjie begin praat, sy was baie deurmekaar en natuurlik ook het sy maar baie dinge vergeet wat met haar gebeur het, maar alles is besig om te herstel en alles is besig om mooi terug te kom. En vir ons is dit net 'n wonderwerk, 'n groot wonderwerk wat die Here in haar lewe gedoen het om haar as dit ware uit die dood terug te bring vir haar gesin en vir ons is haar gemeente, maar ook vir die wêreld, en dat hy daardeur sy grootheid in haar lewe bewys het. So ons is baie dankbaar, en ons dankbaar ook vir die gebede vir almal wat so hard gebid het vir Minion, en u kan nou vir die Here dankie sê vir sy genade vir haar en vir haar gesin. Ons weet natuurlik daar's nog 'n pad van herstel voor, en ons bid dan ook dat u vra dan ook dat u nog steeds vir haar bid vir die toekoms en vir 'n volkome herstel. So, voor ons begin gesels oor ons gedeelte vir Sondag, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, dankie vir die woord, en wil u woord nou vir ons open, en wil u met ons praat, Here, en vir ons 'n boodskap gee, wat u wil hê ons moet saam met ons dra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So vriende, Esegiel 37, pragtige gedeelte, 'n diep gedeelte, baie bekende gedeelte eintlik, maar met 'n enorme belangrike boodskap is Esegiel 37 vers 1 tot 14. Die hand van die Here was op my. Hy het my deur die gees van die Here uitgelei en my neergesit in die laagte, en dit was vol beendere. Hy het my keer op keer daar rondom laat loop, en kyk, daar het geweldig baie versprei oor die laagte gelê, en hulle was heeltemal verdroog. Hy vra toe vir my, mensekind, kan hierdie beendere leef? En ek het geantwoord, my Heer, Here, net u weet dit. Toe sê hy vir my, profeteer oor hierdie beendere, sê vir hulle, verdroogde beendere, luister na die woord van die Here. So sê my Heer, die Here, vir hierdie beendere, kyk, ek gaan gees in julle laat kom, en julle sal leef. Ek sal seënings aan julle heg, vleis aan julle sit, vel oor julle trek, asem in julle gee, sodat julle kan leef. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Ek het geprofeteer soos ek beveel is. Daar was 'n geluid, net toe ek profeteer. 'n Geratel. Die beendere het nader aan mekaar beweeg, been na been toe. Ek het gekyk, en so waar, aan hulle is daar seënings en vleis tevoorskyn gebring. Vel is van bo af oor hulle getrek, maar daar was nog geen asem in hulle nie. Hy sê toe vir my, profeteer vir die wind, profeteer mensekind, en sê vir die wind, so sê die Here, wind kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Die wind het in hulle ingegaan, en hulle het lewend geword, en op hulle voete gaan staan, 'n buitengewone groot leer. Hy sê toe vir my, mensekind, hierdie beendere, hulle is die huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons beendere is verdroog, ons hoop is verlore, ons is afgesny. Daarom profeteer en sê vir hulle, sê my Heer, die Here, kyk, ek maak julle grafte oop, en ek sal julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die grond van Israel. Julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak. En julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my gees in julle gee, en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op julle grond, en ek sal dit doen. Ek het gepraat, en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak
van die Here. Vriende, baie interessante gedeelte hierdie. Party mense sê dit pas nie eintlik in by Esegiel nie, want Esegiel is vol van oordeel. Oor sy mense en oor sy volk. En sy hele boek gaan eintlik maar oor oordeele, nie net oor die Israeliete nie, maar ook oor ander volke. En hier skielik het hy 'n stukkie van hoop. En mense sê, hoe's dit dan nou, dat Esegiel eintlik soveel oordeel bring, soveel slegte nuus bring, en hier kom hy met goeie nuus. Die antwoord is maar net eenvoudig, vriende, dat pyn nie altyd aanhou nie. Daar kom 'n einde aan pyn, daar kom 'n einde aan swaar kry. Daar kom 'n einde aan die straf van die Here. As die Here dan straf oor ons bring, of oor die wêreld bring, of hy bring ons in moeilike omstandighede, dan moet ons weet, daar kom 'n einde aan. Die volk Israel het erg oortree, dat hulle vanaf God weggedwaal het. Die God wat hulle gered het hulle een kant toe geskuif vir afgode, natuurlik ook vir hulle tempel, die uiterlike, die tempeldiens, die uiterlike. Jesus het ons baie keer ook vir die Jode gesê, jy weet, julle is soos grafstene, jy weet, wit gepleister bo, maar onder is dit vol beendere, dis dood. So, hulle het al hierdie goeders gehad, maar hulle was baie ver van God af. En dit is die oordeel wat oor hulle gekom het. En dit moes hulle tot omkeer roep en tot omkeer ruk. En dis hoekom die hele boek van Esegiel eintlik so 'n groot klomp oordeele bevat oor die volk Israel. Hierdie stukkie sê dan net vir ons dat op 'n dag dan draai die Here en hy bring vir ons weer goeie tye. En dit werk oral maar so, ook in ons lewens, vriende, kan u maar getuig van tye wat dit bitter swaar gegaan het met u. En miskien is u nou op daardie stadium dat u uitend voel soos daardie droë bene, dat daar nie lewe in u is nie, dat daar nie hoop in u is nie, dat daar niks meer vir u werk nie, dat daar niks meer goed is vir u nie, dat alles net so ontsettend verkeerd is en so ontsettend swaar druk op u. Ek het noudag met iemand gepraat wat sê die wêreld druk so swaar. Dit voel so moeilik op hierdie stadium. Alles is so negatief en sleg. Miskien is dit waar ons is, by daai plek van die doodsbeendere. En miskien wil die Here ook vir ons 'n boodskap gee om te sê dit gaan verander, dit gaan nie vir ewig so aanhou nie. Daar kom 'n tyd, laat dit regkom. En dis presies wat die profeet hier sien, 'n tyd wanneer die bene begin leef, wanneer hulle vleis kry, senings kry, vel kry, en dat hulle daar leef. Maar dan moet hulle eers die Heilige Gees kry, natuurlik die Heilige Gees bring lewe, niks anders as dit nie. En dan leef hulle weer 'n groot menigte, en hulle kry weer terug wat hulle verloor het. Die volk Israel wat hulle land verloor het, kry dit dan weer terug op die ou end. En dis presies die boodskap, vriende, wat die Here ook vir ons gee, dat daar 'n einde kom, en dat ons weer terugkry wat ons verloor het. Dat al voel dit dood, al voel dit onmoontlik vir dinge om te verander dit tog op die ou end. En as dit klaar verander het en ons kyk terug, dan sal ons ook sê dat die swaar kry was ook nodig. Die swaar kry het ons lesse geleer. Die swaar kry het ons diepte gegee. Die swaar kry het ons nederig gemaak. Die swaar kry het ons nader aan mekaar en nader aan God gebring. So, daar's baie redes hoekom daar swaar kry moet wees. En eers as dit verby is, dan verstaan ons hoekom dit daar was. Maar dan die belangrikste van hierdie hele gedeelte is die feit dat die Here sê, dan sal julle sien, alles gebeur in hierdie wêreld, die sleg, die bitter slegte, sodat God daardeur sy heerlikheid kan toon. God daardeur sy mag kan toon. Dat God daardeur sy liefde kan toon aan ons. Dat God daardeur sy godheid kan bewys, sy grootheid kan bewys, sy heerlikheid, sy glorie.
Vriende, dis die belangrikste van hierdie hele verhaal. Nie die beendere nie die feit dat hulle deur 'n wonderwerk tot lewe gebring is nie. Die feit van die saak is dat God die Here is en dat hy die Here van die hele wêreld is en dat hy die skepper is en dat hy van ewig af tot in ewigheid bestaan. Dis die groot boodskap van ons gedeelte. En soms moet goeders gebeur, ook slegte goeders, sodat ons net weer herinner kan word daaraan en dat God die Here is. Weet nie wat in die lewe gebeur nie. Miskien gaan jy ook deur 'n moeilike tyd en beleef jy slegte dinge. Vriende, dit hou nie vir ewig aan nie. Dit gaan stop. Dit gaan draai. God herstel altyd weer herstel en so sal hy ook in die eie lewe herstel bring. Hou vas aan die Here. Wees getrou aan hom, wees toegewyd aan hom. Dan sal die lewe kom wat u nou wonder waar dit vandaan gekom sal kom. En die verandering sal kom. Die Here sal dit doen en daardeur ook bewys dat hy God is. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord, vir die hoop wat u vir ons gee. En wil u vir ons ook deur hierdie moeilike tye dra en vir ons styf vashou. En dat ons ook hierin sal leer, sal groei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.